because He lives. All fear is gone, because I know, yes I know, beyond the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. Ek sê vir die ouens, en ek voel dit half by myself, dit raak baie keer raak dit stereotyp, jy weet, jy's elkeen, al die mighty mense of my optredes, jy weet, klank word gedoen, klanktoetse word gedoen, en as ons klaar is, dan, jy weet, dit is lekker, maar dit begin gewoontevorm te raak. En dis 'n gevaarlike plek om te wees, want, dit moet spesiaal wees elke keer. Daar's die Here doen nuwe dinge die hele tyd. Thanks Rietjie. So, ons het die soundcheck gedoen en die manne is, die band is fenomenaal. Ek meen, die ouens is so tight en ek ry terug huis toe en ek sê, Here, maar wat pla? Wat is dit? Wat is dit wat ek nie hier beleef, wat ek moet beleef nie? En die Here sê vir my, hy sê vir my, seun, ek het julle toegerus met gawes, ek het julle toegerus met talente. Maar as julle daai wat julle daar doen nie, as dit nie uit jou hart uitkom nie, dan gaan my salwing nie die manne se harte raak nie. Jy moet uit jou hart uit vir die Here moet jy werk. Jy kan dit nie halfhartig doen nie. En onmiddellik toe ek by die huis kom, toe besluit ek, weet jy wat, kom ek skryf vir die boys 'n briefie. Hy gaan so. Manne, so ietsie in my hart. Vir my was hierdie jaar een van die moeilikste ooit. Alhoewel ek weet God is by my deur groot uitdagings, draai enigiets. Jy kan nie jou omstandighede kies nie, maar jy kan jou gesindheid verander. Jy kan jou gesindheid regmaak teenoor daai omstandighede. Miskien dalk sit jy in 'n situasie wat, thanks Bobby, wat jy dalk jou werk verloor het of wat jou omstandighede van so aard is, jou huwelik is op die rotse. Dis nou 'n goeie tyd om dit oor te gee vir die Here. Te sê, Here, duidelik dit wat ek doen werk nie. Ek wil U ten volle vertrou, Here. Wil U ten volle vertrou. Nou vir my 'n baie mooi goeie voorbeeld van 'n diensbare hart is ek is baie lief daarvoor om tennis te speel en ek en 'n klomp pelle speel tennis daar in Hartbeespoort so een keer 'n week. En die dag is ons op die tennisbaan en ons speel te lekker en daar kom 'n oompie aangery. En hy kom stop daar met sy kar en hy klim uit en ek sien hy's gegeer vir tennis. Hy het rakette by hom, hy het alles by hom. En hy stap nader, so kort oompie man, 'n Engelse oompie. En hy sê, good day chaps, can I join you? En ek sê, of course sir, you're more than welcome, please come have a round of tennis, it's fine, come enjoy. En ek wys vir die manne, die oom gaan saam met ons speel, maar ek wil net vir hulle ook wys, vat dit nou net rustig. Die oom is daarom nou al diep in sy 70's. Luister julle manne, hy oom trek daar weg, hy het vir ons 'n bloody hardloop hoor. Hy is 'n pro vir dinge in sy lewe gewees, hy mis nie 'n bal nie, hy plaas, hy ken tennis, hy kan pragtig speel. Alright, ons het begin pelle raak, oom Werner. Ek het besef, hy is 'n groot kind van die Here by die Doxadeo daar in Harties, die Engelse gemeente. Want die oom is van Switserland af, hy het jare terug geëmigreer. En hy het sy eie selgroepe en ek kry geleentheid om daar te gaan bedien, weet ek so 'n bietjie vir hulle gaan sing en net so 'n bietjie jy weet, my hart deel en so aan. En ons vriendskap ontwikkel in iets baie besonders. Dis 'n dierbare oom, hy het 'n mooi hart en ek leer baie by hom. Hy's 'n baie goeie besigheidsman. En oom Werner raak bietjie skaars man. Ons kom agter hy kom nie, hy daag nie meer op vir die tennis games nie. Hy het verskonings en iemand laat weet ons nie, hoor jy, is julle bewus daarvan dat oom Werner longkanker het? Ek sê nee man, waarvan praat julle nou? Maande gaan verby en ons praat so nou en dan bietjie op WhatsApp en ek is ook besig, baie keer is jy so besig dat jy nie
Boesel, jy hou jouself so besig met die dinge van die Here, dat jy soms vergeet van die Here van die dinge. En een spesifieke dag, nou het ek in my agterkop, het gaan nie goed met hom nie, en ek ry verby sy huis, en toe ek verby sy huis, ry weer besig aan die gang, hoor ek die Here se stem sê vir my hier in my binneste, seun, gaan haal jou gitaar, en gaan sing vir oom Werner. En ek besluit toe onmiddellik om dit te doen ook, en ek gaan haal my gitaar, en ek ry terug daar na sy huis toe, en ek is al op by sy trappe, en met 'n redelike opwinding, nou 'n lekker gevoel in my hart, want ek gaan oom Werner sien, en toe ek in sy kamer inkom, en ek sien sy vroutjie, en die suster, is 'n swart suster wat na hom omsien, en ek sien wat 'n toestand hy is, toe sien ek, hy's uitgeteer, julle, hy het vlak 4 longkanker, oom Werner is uiters siek, en ek kyk hom so, en ek sien hy het so in my rigting net gekyk, en maar hy is so pap, hy is so moeg, en ek vat my gitaar, en ek gaan sit daar op die hoek van die bed, en ek is eintlik diep geraak hier, en ek is vir my teleurstelling, man. Maar ek trek af weg, en ek weet, ek gaan vir hom die liedjie sing, wat ek weet waarvan hy hou, en ek begin met, Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your nog 'n liedjie wat ek weet waarvoor hy baie lief was is What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Ek het my oë oopgemaak. En want as ek worship maak ek baie keer my oë net toe en toe ek oom Werner sien boys, toe oom Werner met daai maarlyfie van hom sy armpie so by die doewy uitgesteek en hy het hom so in die lug gehou en hy het saam met my probeer sing vir die Here. Ek was seker so uur en 'n paar minuut, wil sê vir uur en 'n half, uur en 15 minute besig, ek kan nie onthou nie. Op 'n stadium kyk ek hom so en ek sê vir hom, Uncle Werner, I need to leave because you need to rest. But before I go, I would just like to do a prayer for you. Oom Werner het my so gekyk en hy het vir my gesê, no my boy, you are not going to pray for me. I am going to pray for you. In die woord staan 'n gebed van 'n regverdige dra baie krag. Oom Werner het daar weggetrek en hy het 'n gebed uit sy hart uit vir my gedoen. Iets wat ek in my lewe nie sal vergeet nie. 'n Seëngebed. As ek vandag terugdink, dan besef ek hy het 'n blessing wat God op sy lewe gehad het, hy oor my afgebid. Wat 'n oomblik. Hy het gebid vir my huwelik, hy het gebid vir my besigheid, hy het gebid vir die musiekbediening, hy het man alles in 'n baie kort en kragtige gebed gecover, en ek is daar weg met die wete dat ek in alle waarskynlikheid nooit weer oom Werner gaan sien nie. Later daai middag het ek
weer verby sy huis gery op pad garage toe fiets. Ons bly in dieselfde estate en toe ek so kyk, toe sien ek voor sy huis staan al sy kinders se karre. En nou luister hier ouens. It is nou God's timing. Nee, Gerald, ons verstaan God's timing. Oom Werner is daai selfe aand na die Here Jesus toe. Nou vra ek myself, wat sou ek gemis het as ek nie die Here se stem gehoor het nie? Wat 'n onbeskryflike gebed en blessing sou ek gemis het as ek nie die Here se stem gehoor het nie. Nou vra ek jou vanoggend, hoor jy die Here se stem? Miskien sê vir my ou Dewald, ek het gisteraand eers vir die eerste keer my hart gegee. Buddy, vertel my hoe werk die besigheid, man. Kyk, is so 'n persoonlike ding, maar ek kan vir jou my getuie, ek kan vir jou sê hoe ek hom hoor. En ek kan vir jou ook sê wanneer ek hom nie hoor nie. Nou kyk ouens, ek wil hê julle moet een ding mooi verstaan. Ek verstaan die woord genade, want die Here het vir my baie gehad. En julle sou gehoor het, dis 'n liedjie met wat ons afgesluit het gisterand, The Grace of God. God het die perfekte werk aan die kruis gedoen. Daar is nie 'n skeidsmuur nie. En daar's ook nie 'n maar nie, maar ek wil jou net aan ietsie herinner. In Jesaja 59. En dan kom ek preek hom vir myself. En dan kan jy hom joune maak as jy so voel. Sodat jy nie voel ek wys vinger nie. Jesaja 59 staan daar. Dewald, my arm is nie te kort om jou te help nie. My oor is nie te swaar om jou te hoor nie, Dewald. Maar jou ongeregtigheid het 'n skeidsmuur tussen my en jou gebring. En jou sonde het my aangesig verberg, seun, dat ek jou nie hoor nie. Here, hy harde woorde. Jy sien, ek herinner jou weer daaraan, daar is nie 'n skeidsmuur nie, want daai is Ou Testament en die Here Jesus het in die Nuwe, die Here het aan die kruis gesterf. Daar is nie meer 'n skeidsmuur nie, maar kan ek jou gou iets sê wat met gebeur met ons in ons harte, wat ons ore toemaak? As jy jou ophou met dinge wat nie van die Here is nie, moenie God se guns in jou lewe verwag nie. Punt. As jy dinge doen wat nie reg is nie, boys, ons weet wat is reg en verkeerd. Jy weet mos wat's reg en verkeerd, man. Kom nou. Dan raak jy verdomp skaam. En jy het nie die vrymoedigheid om met die Here te praat nie. As jy jou mense by die huis sleg behandel, of jy kyk goed op daai foon van jou, wat jou siel beswadder, of jy steel by mense, of jy verniel mense, of jy doen goed wat net nie reg is, al wat dit doen is, dit gee jou nie die vrymoedigheid om met die Here te kan praat nie, want jy kan nie. En as jy nie met hom kan praat nie, en staan nie in 'n verhouding, iemand het eendag vir my gesê, weet jy Dewald wat ek nie verstaan nie, hierdie ouens wat hulle so besig hou met pornografie, hoe op aarde kan jy in 'n lewende verhouding met God wees, en nog steeds daai goed doen? Hoe kan jy sê, jy is in 'n lewende verhouding met God, maar jy is nog steeds besig om daai dinge te doen, wat afbreek, wat seermaak, wat huwelike verniel, wat gemors is, wat die vyand finansier. En dis maar een voorbeeld. Die Here sê nee, ek wil hê jy moet my stem hoor, seun. So rukkie terug, Maart maand hierdie jaar, gaan bedien ek by 'n gesinskamp, ek en Riekie, en man, ons gee ons beste, dit was regtig so lekker daar in Brits, en terwyl ek daar is, kom daar 'n vroukie na my toe, en sy sê vir my, Dewald, was jy al in Israel gewees? Ek sê vir haar, jong, nee, ek was nog nooit daar nie, ek wil baie graag gaan, maar dit is nommer 1 verskriklik duur, en die ander ding is, dit gaan oor die timing, ek wil nie alleen gaan nie, my vrou wil ek graag saamvat, so oor so 5 jaar as my dogter uit die skool uit is, dan gaan ons daarna kyk, en sy sê, jong, ek het regtig in my hart, jy moet gaan, en ek hoor, dis pragtig, maar ek bedoel die timing weer, nee. 'n ander vrou kom na my toe, 'n bietjie later die kamp, en ek besef, hulle weet nie van mekaar, en hulle ken mekaar nie, sy vra vir my, Dewald, was jy al in Israel gewees? Ek sê, jong, ek was nog nooit daar nie, ek sê, maar dis nou interessant, iemand anders het nou ook vir my gesê, jy weet, en die Gees kan ons iets bevestig hier in jou hart, en
Ek sê van maar die timing en in terme van die finansies en goed, dit is selfs net nie nou, dis absoluut nie glad nie op die prioriteitslys nie. My seun is 2 jaar universiteit, so dis nie nou 'n prioriteit om oor see te of wel spesifiek so toe te gaan nie. Maar in 'n geval, so 'n week of wat gaan verby en daai selfde vrou wat die tweede keer dit vir my gesê het, sy sê vir my, hoor hier, as ek jou vliegtuigkaartjie betaal en jou verblyf, sal jy gaan? Ek sê, jong, dis verskriklik tempting. Ek wil baie graag wil gaan, ek sê, maar, en ek verduidelik my omstandighede. Ek sê, van miskien oor 5 jaar, as hy offer nog op die tafel is, dan sal ek hom met alles aangryp. Nog omtrent 'n week gaan verby, sy bel my weer, sy sê, luister, die Here het nou ernstig op my hart gelê. Jy moet Israel toe gaan, en hy het 'n boodskap vir jou. Daar's iets wat jy moet gaan kry daar, en ek weet nie, ek hoor wat sy sê. Sy sê, en ek het besluit, ek gaan vir jou vrou en jou kinders, se vliegtuigkaartjie se verblyf gaan ek betaal. Maar ons kan nie hierdie oomblik mis nie. Nou ouens, ek weet nie of so iets al met jou gebeur het nie, maar ons praat hier van honderde duisende rande se geskenk. En ek is die Here so dankbaar, en natuurlik is dit vir my 'n no-brainer, ek het dadelik gesê, dis reg. Ek het nie eens ge-worry of dit skoolvakansie is of nie. Alright. 2 maande terug, ek sê nou 2 maande terug, is omtrent so 'n maand en 'n half, in 'n geval, gaan ons Israel toe, dit is in die oorlogtyd. Die noorde van Israel word aangeval, dit is by die see van Galilea. Elke keer as ons so by 'n spesifieke plek wegry, 2-3 ure daarna, dan val daar missiele in die see, of hulle word afgeskiet deur die dome wat Israel beskerm. Die meganisme wat hulle in plek gesit het, maar in 'n geval, die beskermingsmeganisme wat oor Israel heers, wat hulle in plek gesit het. Hoekom ek dit sê, weet ek nie. Miskien moet iemand dit hoor. Psalm 91. Maar, toe die ouens hoor, daar's 'n vriend van my wat destyds in Namibië skouspel, gospel skouspel gereël het, en hy hoor ek is daar, en hy besef, hy sê net, hoor die Dewald, daar's nie manier dat jy kom, en jy gaan nie geprys en worship word nie. En ek sê, ja, dit klink fantasties. Ouens, ek het die voorreg gehad om oor die ou stad Jerusalem, saam met 7 verskillende verteenwoordigers van ander lande reg oor die wêreld, vir 2 ure lank die Here se naam groot te maak. Dit was 'n oomblik wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. Terloops, toe ons terugvlieg van Israel af, het ek langs 'n ortodokse Jood gesit. 'n Vrou wat langs my sit. Ons kon nie kies waar om te sit nie, want ons vlugte was gekanselleer as gevolg van Iran, wat 184 missiele na Ben Gurion of na Tel Aviv toe afgeskiet het. En dit het my vrou heeltemal gegooi, by the way. Ek was okay. Toe hulle vir ons daai nuus gee, toe vat ek my gitaar en ek sit, want toe moes ons terug van Tel Aviv af terug Jerusalem toe. Ek sit voor, Herman, ek sit daar voor in praise and worship vir die ortodokse drywer Jood. Ek sing dat die bissies bewe, my vrou kyk net so voor, haar stresvlakke is weg, ons kinders is daar en ons kan nie vlieg uit Israel uit nie. Okay, maar in 'n geval, nou eventually die volgende dag kry ons 'n vlug, en ek sit langs hierdie ortodokse Jood, en as ons moeg, nie geslaap deur die nag nie, en op 'n stadium is raak ons albei, en sy begin so 'n bietjie van haar geloof te vertel, en ek kan sien, hierdie vrou ken die Torah, sy ken die woord, sy verstaan, baie meer as ek, want jy sien, hulle word van kleins af groot, met die Torah. En op 'n stadium besef ek, die Here lê op my hart, hy het my hier gesit langs hierdie vrou, soos pastoor Sarel vanoggend gesê het, oor daai jong man wat hy gehelp het, en ek begin my getuienis vir haar te gee. Ek praat net so uit my hart uit met haar. En ek vertel hoe die Here my langs die viswaters aangeraak het, hoe die Here my huwelik gered het, en hoe die Here my in die bediening in het, en hoe ek gesing, geprys en worship oor die ou stad Jerusalem, en 'n droom het waar geword. Ouens, dit is amazing, man, daar's 'n cello speler van Japan, 'n pianis van Japan, daar's ons 'n Rus wat viool speel. Die meisie wat langs my staan is 'n Amerikaanse meisie, sy sing iets verskrikliks. Ek kyk meer vir haar as wat ek sing. Briljant. Die drummer is 'n Australiaanse ouetjie, so jong ouetjie, maar jy kan sien sy hart, nee. Daar's 'n ou wat in Hebreë saam met ons die blessing sing. En natuurlik, toe vat ek die geleentheid. En toe ek my beurt kry, toe sing ek hom in Afrikaans. Want hulle moet weet, my oom Angus het gesê, in die hemel gaan almal Afrikaans praat.
'n belewenis wat ek my lewe nie sal vergeet nie, vir 2 ure geprys en worship, en die wonderlikste ding is, ek sien my vrou en my kinders met hulle hande. En die Here kom. En vir die laaste 10 jaar as ek so naweke en weke van die huis af weg is, kom die Here in 'n oomblik, kom bring hy herstel in my gesin. En ek sien dit voor my eie oë. Ek sit langs hierdie ortodokse Jood en ek vertel aan my getuienis, in die volgende oomblik voel ek hoe die Gees van die Here oor ons kom in daai vliegtuig, boys. Hoor wat ek nou vir jou sê, man. Ek voel hom. Jy geweet, jy kan die Here voel, man. Jy kan hom voel. Ek voel die Here kom so en ek kan sien in haar oë, man. Jy kan in haar oë sien, die trane loop net. Die Here raak daai vrou so aan. Nou onthou, hulle glo nie in Jesus die Messias nie. Hulle glo nie in Jesus nie. Nie eens te praat van die Heilige Gees nie. Maar daai vrou word aangeraak deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Want jy sien, toe die Here my geroep het, toe het hy vir my 'n vers gegee. En daai vers is 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. Dus toe Paulus voor die Korinte staan en hy sê, en hy's onseker, hy weet nie wat om te sê nie, hy het hierdie diensbare hart, hy wil werk, maar hy weet nie wat om te sê nie, hy weet nie wat om te doen, om homself oor te dra nie. En die Here het daai selfe skrif vir my gegee, die dag toe hy my aanraak, in die middel van die nag, en my roep vir die bediening. En daar staan geskryf, ek herhaal, 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van die woord te verkondig, het ek dit nie in hoë woorde of in geleerdheid gedoen nie. Ek het myself voorgeneem met julle te kom praat oor niks anders as Jesus Christus die gekruisigde. Met groot swakheid, huiwering en angs het ek na julle toe gekom. Ek het jou oortuig nie met welsprekendheid of geleerdheid nie, maar slegs deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dus moet jou geloof nie grond op die wysheid van mense nie, maar op die krag van God. Ek praat uit my hart uit met daai vrou. Die vliegtuig het tot stilstand gekom en ons het, toe ons nou geland het en daar so stilte oomblik. En ek sien sy kyk my so, maar die trane loop. En sy sê vir my, you know what? I've always had the Torah in my head. But today, you helped me to get the Torah in my heart. Die Gees van die Here raak mense se lewens aan en hy doen 'n kragtige werk. Hoor jy die Here se stem, manne? Nou kom ek gaan vir julle sê, so 2 jaar terug, 2,5 jaar terug. En hier is nou nie altyd vir my lekker om dit te share, maar ek gaan dit doen, want dalk is daar net weer een seun ou wat dit nou moet hoor. Ek het 'n suksesvolle telekommunikasie besigheid en oor die jare raak die kontrakte wat ek geonderhandel het met die regering al hoe minder. En op 'n stadium raak hulle versoeke ook al hoe meer, sodat dit begin my pla, want ek kan nie op die platform staan en mense van die Here vertel, maar my eie besigheid doen nie skoon besigheid nie. Want hulle wil my nie betaal as ek hulle nie help nie. So die invoices lê daar, die werk is gedoen, maar hulle wil my nie betaal nie as ek nie iemand moet help nie. Anders druk hulle daai invoice net onderin. So hy kan uiteindelik baie mag oor jou besigheid. En eendag staan ek in 'n gemeente en ek is besig om te bedien, maar hierdie is my bron, man, dit is my inkomstes, dit is hoe ek my CD's maak, dis hoe ek mense vir my optredes finansier. En ek kyk die besigheid en die Here sê vir my, waarmee is jy besig terwyl jy so bedien oor die land? Ek sê, Here, en ek besef, man, ek kan nie hierdie goed doen met die mense oor die Here. Ek is mos nou, dit is 'n hipokrit, jy kan nie dit doen nie. En ek gaan in 'n baie heilige oomblik, sê ek, Here, vat hierdie besigheid maar net weg, Here, dat ek kan voltyds in die bediening wees. Be careful what you pray for. Net hierdie baadjie uittrek. Dit was nie lang daarna nie, begin die kontrak toe net al hoe minder word. En ek besef hier is moeilikheid en die een dag
sit ek by my huis en ek kry hierdie boodskap. My kontrakte is finaal, alles gekanselleer. Hierdie maand my laaste betaling. Nou ek is 'n man van die Here en ek het mos geloof. Luister, toe ek daai boodskap kry, toe gee ek in mekaar. Want ek besef, hier is hierdie passiewe inkomste vir die laaste 14 jaar wat wegval. Nou die tekkie die teer geslaan. My vrou kom van haar kleuterskool af, wat ek vergeet van. 'n belegging wat ek gedoen het in haar bediening, en daai skooltjie het 'n wonderlike groei gehad, en sy is bestuur om soos 'n eysterhand, sy briljant, sy doen uitstekend. Maar ek sit daar en ek kry vir myself so verdom jammer, ek weet nie of jy al so 'n oomblik gehad het nie. En ek is terneergedruk, en ek wil vir julle sê, ek verval in 'n angs, 'n spanning wat ek in my lewe nog nooit gehad het nie. En ek het gesien hierdie ding gaan kom. Na alles het ek die Here gevra om dit te laat gebeur. En dit was eintlik so erg. Daar's baie wat ek nie met jou gaan deel nie, want dan gaan jy nie meer na my wil luister nie. Net so is daar baie in jou hart wat jy nie met my gaan deel nie, want dan gaan ek dalk nie vir jou wil sing nie. My pel is 'n mediese dokter, ou Leon kom daar aan en hy gee vir my pilletjies, ek weet nie, Urbanols en goed om my kalm te ek weet nie of dit goed gewerk het nie, maar ja, daarom nie, ek was nog nie op Prozac nie, maar dit was seker die volgende stap. Maar in 'n geval, en daai naweek bedien ek by 'n klein kerkie in 'n Groblersdal, die volle evangelie kerkie, manne, en ek sit daar agter die kerk, Riekie is besig om die klank op te stel, nou sit ek daar in die bakkie wat ek ook vergeet van, 'n pel van my het vir my 'n bakkie gekoop, wat beskikbaar gestel is vir 5 jaar vir die bediening, ek hoef nie eers die versekering te betaal nie. Daarvan vergeet ek ook, want onthou, nou is alles my hele lewe, want jy sien, as jy in daai gat is, sien jy niks mooi lig om dit nie. Jy sien net daai omstandighede, jy kyk net in dit vas, dit is nou verby, dis nou moet jou huis verkoop, jy moet karre verkoop, alles kruiseer tot jou verdom, nou eintlik die ergste van als jou ego, in my geval. Want my hele lewe is nog altyd gewees, keeping up with the Joneses, people's pleaser, wil almal beïndruk, mooi karre, groot huise, weet jy, ek sit daar agter in daai kar, nou kry ek myself nog 'n bietjie jammer, en ek sê, ag Here, ek verstaan nou nie, Ek weet as ek stem, Here, daar moet vrede wees. Here, hier is nie vrede nie. Ek weet nie of ek moet voltyds in die bediening gaan nie. Here, ek het baie pelle. Ek seker iemand sal vir my job organise. Ek gaan sukkel om 'n nuwe besigheid nou te begin, want dit gaan lank vat om by daai inkomste uit te kom. Ek sê, Here, maar wat maak ek nou? En ouens, en dit gaan tog so oor my. En ek is besig, en ek, Here, asseblief, wat gaan ek nou doen? En ek sê, Here, nou moet ek met hierdie manne iets, of hierdie mense in hierdie gemeente iets gaan deel. Ek het nie eers iets nie, Here, ek kan met hulle praat oor die liefde en die genade. En ek sê, Here, maar wat is dit wat U my wil leer? Dat ek by 'n plek kan kom dat dit mense se lewens kan verander. En my lewe kan verander. En ek hoor die Here se stem duidelik, en hy sê vir my, seun, wanneer gaan jy oorgee? Ek sê, Here, hy sê, wanneer gaan jy oorgee? Ek sê, Here, wat moet ek oorgee? Ek het 17 jaar terug my hart vir U gegee. Ouens, ek dien die Here vir 17 jaar, ek weet nie wat moet ek oorgee nie. Ek het dan my hart vir hom gegee, nou wat dinge is moet ek verder oorgee. Hy sê vir my, seun, jy vertrou my nie. Jy het vir my gevra, jy wil voltyds in die bediening gaan. En nou is jy in angs en in spanning. Ek sê, ja, Here. Hy sê, seun, weet jy wat is die probleem hier? Daar's kamers in daai hart van jou wat jy nog nooit vir my oopgemaak het nie. Jy vertrou my nie. Ek sê, Here, hy vat my nou die volgende skrifgedeelte toe. Dis hoe die Here werk. Hy vat my in die woord in Lukas 22. Die opskrif is Jesus worstel in gebed met sy Vader. Dankie Bobby. Lukas 22 vers 39. Jesus het uit die stad gegaan na die Olyfberg soos hy gewoond was om te doen. En die disippels het hom gevolg. Terloops het ek vir julle gesê ek was in Israel. By die Olyfberg.
Toe hy op 'n sekere plek kom, sê hy vir hulle, hou aan bid dat julle nie aan versoeking sal toegee nie. Jesus het hom van hulle afgesonder ongeveer 'n klipgooi ver. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as U wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geld. Daar het 'n engel uit die hemel aan Jesus verskyn om hom te versterk. Terwyl hy, boys, hoor hier, intens angs beleef, het Jesus nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed geword wat op die grond drup. Luister man, ek het nog nooit iemand gesien wat bloed sweet nie. Van spanning en stres nie. Was jy al daar? Die Here sê daarso, nadat 'n engel aan hom verskyn het, staan daar, het hy angs gehad. And being in anguish, he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood falling from to the ground. Ek sê, Here, U verstaan angs. Hy sê, my kind, natuurlik doen ek. En natuurlik doen die Here, man. Hy het presies geweet wat hulle met hom aan die kruis gaan doen. Hoe hulle hom sou verwerp, hoe hulle hom sou verneder, hoe hulle hom seer gemaak het. En erger as dit, die onbekende sonde wat hy op hom moes neem. En seker die ergste van alles is sy God. Ek weet nog so een versie. Sy Vader wat sy aangesig van hom verberg het. Vir daai oomblik het God sy gesig weggedraai van sy seun af, van die sonde af, né? Kan jy dink hoe moes dit vir Jesus gevoel het, manne? As die Here sy rug op jou draai en sê, ek stel nie meer belang in jou nie. Ek kan nie na jou kyk nie. Ek lees dit en dit raak my hart, want die Here verstaan daai angs, hy verstaan daai spanning en daai stres en daai ongemaklikheid. En ek lees bietjie verder. In Lukas 23 vers 44 staan daar, teen ongeveer 12 uur die duisternis toegesak oor die hele land tot 3 uur toe. Die son is uitgedoof en die sware gordyn van die tempel het middeldeur geskeur. Met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, hoor hier manne, in U hande gee ek my gees oor. Hy sê, seun, wanneer gaan jy oorgee? Ek sê, Here, Dr. Charles Stanley, dankie Bobby, Dr. Charles Stanley, briljante predikant, baptiste predikant van Amerika, hy is op die ouderdom van 90, is hy so jaar terug is hy oorlede. Hy het die volgende gesê, en manne, hierdie gaan jou hart raak, jy moet dit nooit ooit in jou lewe vergeet nie. Hy sê, if a general surrenders to the enemy, he declares defeat. Hulle vat alles van hom. Hulle vat sy grond, hulle vat sy mense, hulle vat sy bates, hulle maak hom heel waarskynlik dood ook. If a general, hoor hom mooi, if a general surrenders to the enemy, he declares defeat. Maar hy sê die volgende, but when a child of God, wat ek en jy is, wanneer 'n kind van die Here, when a child of God fully surrender his life to God, he understand absolute victory. Ek sê, Here, hy sê, seun, wanneer gaan jy oorgee? Jy sien, wanneer jy 'n kind van die Here is dit wonderlik, maar jy het nie nodig om in spanning en angs deur jou lewe te gaan nie. Jy moet kom op 'n plek en te sê, Here, hierdie situasie gee ek oor in U hande. Ek weet, dit is makliker gesê as gedaan. Maar dit vat geloof. En dis hoe die Here ons in daai heiligmakingsproses, deur daai proses wat hy ons skoonmaak voor hom, man. Jy maak klaar met daai dinge wat jou terughou in die lewe. En jy sê, Here, ek gee alles oor aan U. My huwelik, my besigheid, my werk, Here, my kinders, alles, Here, gee ek oor aan U. Die Here het my iets geleer, daai het vir my gesê, seun, daar's 3 dinge wat ek van jou verwag. Nommer 1, jy moet my stem hoor. Jy kan nie die Here se stem hoor as jy jou besig hou met goed wat nie van hom af is nie. Nommer 2, jy moet gehoorsaam wees aan my stem. Johannes 14 vers 21 staan daar, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, myself van hom openbaar. God se beloning aan jou vir jou gehoorsaamheid is sy teenwoordigheid in jou lewe. Hy sê nie derde ding wat jy doen, seun. Hy sê, jy vertrou my. En die res los jy vir my.
Manne, dis nou 2,5 jaar. Ek kan vir jou sê, toe ek op my knie gaan daar in daai gemeente, toe ek om my kyk, dis 3/4 van die kerk saam op hulle knie. Want hulle het ook nie geweet, wat beteken dit om totaal oor te gee, en God beheer van jou lewe te maak nie. Nie net die goed wat jy, die algemene goed waarna jy dink nie, maar selfs jou eie wil. Om jou eie wil oor te gee aan God, en sê, Here, ongeag, daar het ek vinnig geleer, as die Here wil hê ek moet voor 50.000 mense staan en bedien, of 100.000 mense, en of een ou, of 'n selgroepie, maak dit nie saak nie, ek gaan waar God my stuur, nie waar ek dink ek behoort te wees, of waar ek graag wil wees, die begeerte is van my hart nie. Jy is 'n nederige volgeling van Christus, en jy sal dit bly, en die Here sal op die regte tyd, sal hy sekere dinge in jou lewe skuif, maar dit gaan alles net oor hom, alles gaan oor hom. Daar's 'n man wat nou na die verhoog toe kom, en hy sê vir my, hoorie, sorry man, ek wil net vir jou sê, julle musiek is pragtig, ek het nog nooit van jou gehoor nie, ek het nog nooit, ek weet nie wie, en die Here herinner my weer, die Here herinner my weer, hou Davie, dis wat ek soek, hy hoef nie my naam te onthou nie, hy moet die koning Jesus se naam onthou, al het ek verskriklik hard gewerk die laaste 15 jaar, en musiek uitgebring, CD's. Ek is verdomp op kyk net, man. Wie is jy, papa? Die Here hou ons nederig. Die Here hou ons op 'n plek, sodat hy deur ons kan werk. My vraag vir jou is, of kom ek sê die volgende, ek het daar opgestaan, en kan ek vir jou een ding sê, ek het nie geweet wat dit is, wat hulle praat van, Filippense 4:6 staan daar, moet jou nie besorg nie, maar maak jou hartsbegeertes aan God bekend deur gebed, smeking en danksegging, en dan sal die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor jou gedagtes in jou hart heers. Ek het daai ding gepreek, Pastoor Sarel, ek het nie 'n klou gehad waarvan ek praat nie, man. Want wat weet ek van vrede af? Alles is 'n gejaag. Nog, 'n gejaag na wind. Ek het daar opgestaan van my knie af, en die Here het vir die eerste keer in my lewe, het hy vir my hemelse vrede gegee, en 'n vergenoegdheid. Dis, ouens, miskien beteken hierdie vir iemand iets, dalk dink 'n ander ou, jy is sommer simpel, maar luister ouens, as ek, by 'n garage was, en daar's 'n sportskar, of daar's 'n bike, dan sê ek een van daai ouens, ek wil hom nou hê. Ek wil dit net hê, daai begeerte om net meer en meer en meer, dit het my eintlik siek gemaak, man. Dan sê ek in 'n verhouding met die Here, ek gaan koop vir my 'n kar op skuld, maar ek wil nie die Here vra of dit reg is nie, want ek is bang, ek weet hy gaan sê nee. Ja, al so simpel gehoor. En as ek weer kry, is ek nie bly die moeilikheid. Ken die Here in al jou wee, en hy sal jou paai gelyk maak. Ek het daar opgestaan, en vir die eerste keer kry ek die hemelse vrede van die Here, en ek staan nou, en ek is vergenoegd. Ek is absoluut vergenoegd. Die Here het hierdie begeerlikhede, wat nie van hom is nie, het uit my hart uitgeruk. Elke keer as ek dink, dit sal maar nice wees om 'n plekkie by die see te hê, dan herinner my die Here my aan oom Angus, wat in sy kliphuis bly, wat hy 40, 50 jaar terug gebou het. Wat 'n voorbeeld. Het jy al oorgegee? Jy het jou hart gisterand vir die Here gegee. Meeste, baie manne. Dalk is daar een ou wat nog steeds sê, maar ek voel nie die timing is reg nie. Wanneer gaan dit wees, buddy? Hoeveel uitnodigings moet jy nog kry? Hoeveel keer moet die Here nog met jou praat? Ek sal nooit vergeet, by een Mighty Men konferensie daar in Greytown. Ons gaan met die grootste verwagtinge, ons gaan met lekker praise en worship, man, ek sing in daai bus, en is lekker, ons ry van Pietersburg af daai tyd, dit is so amazing, en na daai eerste pragtige sessie van oom Angus, daar in die middel van die dag word ons wakker, 'n man skree, help boys, kom help, asseblief, is daar iemand wat 'n dokter is of iets, en ek weet nou, maar ek vat my sakkie, my vrou sit altyd hierdie antihistaminpilletjies in, en ek hardloop daar in 'n rigting, en toe ek daar kom, toe sit pastoor Janie Kalitz reeds op 'n man se bors, en hy's besig om te risas. Toe daar oom, van Amamsumtoti af, vir sy vrou die volgende gesê, ek gaan die Here soek, daar by Angus se plaas, en hy het alleen in sy Isuzu bakkie, het hy gery, van Amamsumtoti af Greytown toe. Daai oom, het in die middel van die nag het hy 'n hartaanval gekry, en hy is dood voor ons daar in daai gras.
Oom Angus is daar aangekom, ek sal dit in my lewe nie vergeet nie, en hy kom so op my af, want ek het in die naaste gestaan, en hy gryp my so in my arm, en soos hy praat, en hy sê, boys man, what's going on here, man? What's going on here? En ek sê vir hom, Uncle Angus, I think this man just went to the Lord. En hy het so op sy knie gegaan, en hy het hom so gekyk. En hy het die volgende gesê, hy het gesê, boys, come on, let's pray for his family. This man's got peace, man. Come on, and let's pray for his family. En ek onthou ek het die oom se foon nog so gevat, en daar was so 2 of 3 nommers op, dalk 4, 'n pel en sy vrou en sy kinders se nommers. Die goeie nuus is, daai aand, in daai bediening, het daai oom heel eerste vorentoe gekom toe hom Angus 'n uitnodiging gemaak het om sy hart vir die Here te gee. Daai oom het gegaan en hy het sy hart vir die Here gegee, het oorgegee, het sy lewe reggemaak met God, min wetend dat hy huis toe gaan 2-3 ure na dit. So ek vra jou, hoeveel keer moet jy nog uitgenooi word? Hoeveel keer moet jy nog in hierdie spanning en hierdie angs sit? Is nie nodig die manne, man. Here sê vir jou, my kind, ek is mos hier by jou, man. Vir jou help. Dis hoekom die Heilige Gees vir ons gestuur is. Om ons te troos, om ons te help, om ons leiding te gee. Right. Ek sluit af met 'n laaste kort getuienis. Julle sou gehoor het ek het in daai brief gesê die laaste jaar was vir my besonder moeilik. Johnny Lou sê vir my gister, hy was in Israel gewees op 'n stadium in Ierland, dit kan dan baie moeilik wees. Ek sê nee, daai gedeelte is baie wonderlik gewees. Ek sê maar ek het vir 90 dae langs my pa se bed gesit terwyl hy in ICU is in Suid-Afrikaanse hospitaal hierdie jaar, 3 maande terug. Dan stap ek daar met my gitaar en ek dink hy susters is al vol vir my, want ek het daai plek gesing, ouens. En soos wat ek hier by my pa is, dan kom haar tannie en sê, kan jy vir my ma kom bid en kom sing? Dan stap ek so, dan gaan ek daar. Naderhand sit ek in die cafeteria en praise and worship. Die Here het my gebruik en dit was vir my baie lekker. Maar ek het die Here vertrou, man. Ek gedink, Here gaan my pa gesond maak. 15 jaar terug, kry my pa op die golfbaan kry 'n hartaanval in Pietersburg en ek het hom gaan haal. Hy's in die stort, hy het so grys kleur gehad. Ek sal nooit vergeet en hulle vat hom en hy moet 'n 2 vat hartomleiding kry by dieselfde hospitaal, Suid-Afrikaanse hospitaal. Hy's 70 jaar oud. En in die middel van die nag, een aand na die operasie, gaan sit ek by hom in ICU en dis nou 15 jaar terug. En ek sê, ag Here, gee hom asseblief net nog 10 jaar vir ons. Asseblief, Here. In hierdie 90 dae wat ek op en af ry tussen Harties en Pretoria om my pa te besoek, is daar enige ou op radiokansel, ek kan nie presies wat hy wie dit was nie, maar hy praat van die verhaal van Hiskia wat siek was en die profeet het na hom toe gekom en het vir hom gesê, hoor hier, dis klaar, jou lewe is verby en hy wou dit nie aanvaar nie en hy het sy gesig weggedrein na die muur toe en hy het gesê, God wees my genadig. Hy was 'n goeie man. In 'n kort samevatting het God die profeet teruggestuur en vir hom gesê, ek gaan vir jou ekstra 15 jaar by jou lewe voeg en die Here het hom genees. En toe hy dit sê, toe maak ek die som, terwyl ek in my kar ry, en ek besef die Here sê vir my, seun, jy het my gevra vir 10 jaar, ek gaan vir pa nog 5, ek het vir hom nog 5 gegee, ek het vir hom 15 jaar gegee, toegevoeg tot sy lewe. Dis hoe ek die Here se stem hoor. En dis presies hoe dit was, want op dag 90, toe staan ek by my pa se bed, en my vrou bid Psalm 23 in sy oor, en my broers daar, ons stikkend, my pa gaan saggies, in 'n mooi oomblik gaan hy na die Here toe. Sy hart het net stadiger begin klop, sy bloeddruk het geval en hy is na die Here toe. Ek ry terug en ek dink, Here, hoekom 90 dae? 90 dae in ICU wat hulle elke dag naalde in hom druk en nou dink ek, ja. My vrou lees Psalm 90 en Psalm 90 staan daar, as jy 70 word, is jy sterk. As jy 80 word, is jy baie geseën en alles daarna staan daar is maar moeite en verdriet, dis moeilik, maar jy is geseën. En die Here het wys vir my. Uit sy woord het hy vir hom daai ekstra 15 jaar gegee. Uit sy woord het hy tot op Psalm 90 het God my pa gedra in daai ICU. En op dag 90 het hy na Jesus toe gegaan. En die Here bevestig uit die woord uit wat sy geseënde lewe hy my pa gegee het. Ouens, dis die Here wat ons dien. Dis die verhouding wat die Here soek. Maar hy kan dit nie met jou hê as jy nie bereid is om te sê, Here, gee oor. Gee oor, Here.
Selfs my eie wil. Kan ek jou vra? Miskien is jy hier, en jy sê, Davie, ek moet oorgee. Kom saam op jou knieë, man. As jy nie op jou knieë kan gaan nie, want jy het moeilikheid en pyn en is fyn, dan bly net so sit die Here, ek sien jou hart, hoor jy. Dis maar net 'n profetiese aksie en is vir my baie kosbaar. Totale afhanklikheid van God. Here, ons boys praat met die Here uit ons harte uit vanmôre. Here, het vanoggend vir ons genoem, U is alomteenwoordig, Here, U is hier. Want Here, ek kan net voel, die Gees het my uitgenooi om hier te wees. Here, U het gesê, is alwetend, Here, U naam beteken dit, Here, en ek weet, U weet wat in hierdie hart aangaan, Here. My bekommernis, Here, my onsekerheid, Here, maar ek het ook begeertes, Here, en drome. En Here, ek het goede, want hier binne my hart, Here, asseblief, sien dit. Here, U het ook gesê, U is almagtig. En Here, ek weet nie hoe gaan ek uit hierdie moeilikheid kom nie, Here. Ek weet nie, Here, soos John het, Here. Hoe op aarde, Here, gaan ek uit die besigheid uitkom, Here, in hierdie moeilikheid, in hierdie onsekerheid. Maar Here, U sê, U naam beteken ook almagtige, Here, so ek vra asseblief, Here, wees my genadig. Mag U krag, Here, my help. So Here, ek gaan nou hierdie gebed bid. En ek vra Here, dat U in elkeen se hart sal kyk en elkeen agter my sal aanbid, soos hy dit bedoel. Boys, bid agter my aan, almagtige God en hemelse Vader. Here, U weet alles van my af. Here, ek is jammer dat ek U nie ten volle vertrou het nie. Vergewe my, Here. Help my, Here, om elke mens wat my seer gemaak het, my te nagekom het, nou te vergewe. Here, ek vergewe vandag ook myself. Vir die verkeerde besluite en vir almal wie ek seer gemaak het. Heilige Gees van God, kom woon hier binne my, lei my, gebruik my en stuur my. Gee my 'n diensbare hart, Here. Maak my nederige volgeling van Christus. Here, vandag maak ek die besluit om alles aan U oor te gee. My finansies, die voorsiening, die beskerming, my verhoudings, selfs my eie wil, gee ek nou oor aan U. En ek besef, Here, ek is U besitting. Maak soos U goed dink, Here. Op hierdie dag en datum verklaar ek sal U stem hoor. Ek sal gehoorsaam wees aan U stem. En ek sal U vertrou. En die res, Here, los ek in U hande. Ek maak my nou los van dit wat agter my is. En ek strek my uit na dit wat voor my is. Van die Gees van God, wat hier binne my woon, is groter as enigiets wat om my is. Voor almal hier kan ek nou sê, ek het oorgegee, want ek is 'n kind van God. In Jesus naam. Amen! Vir hierdie awesome oomblik wat ons het, om U voor U voete te sit. Here, dit waarvoor U vir ons gesterf het, om vir ons op te neem, om saam met U eendag in die koninkryk te wees. Here, waar U lewe vir ons gegee het,
U bloed gestort het. Daarom, Here, kan ons die brood neem en dit gebruik van u liggaam en die sap vat of die wyn en soos u bloed wat u vir ons gestort het, dit gebruik om te onthou wat u vir ons gedoen het. Here, u is 'n awesome God. U is die Here wat ons altyd dra en wat altyd in u harte hê en by u voete hê. Dankie vir u liefde. En dankie dat u vir ons seën met hierdie gebruik. Amen.